Goeiemôre vriende, dit is vandag die 16de Junie 2025, jeugdag. Ons is interessant ook hierso by Spreuke 28 wat ons sommer so 'n bietjie daaroor kan praat oor die jong mense. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige. Here, U is die skepper van die hemel en die aarde. U is die skepper van elke mens wat hier op hierdie aarde is. Dankie Vader dat U vir Jesus Christus gestuur het om in ons plek vir ons sondes te kom sterwe, sodat wanneer ons in U glo, ons die ewige lewe sal hê. Dankie dat U U Heilige Gees oor ons uitgestort het, die Gees van die Vader en die Seun oor ons uitgestort het, wat onder ons is, in ons bly, voor ons uitgaan, wanneer ons vir U vra om ook by ons lewe betrokke te wees. Here, te groot, te hoog vir ons begrip. Maar Here, baie dankie dat ons vir die een moment hoef te twyfel dat U vir ons lief het, dat U vir ons omgee en dat U by ons is nie. Maar Here, in hierdie tyd kom sê ons vir U baie dankie dat U self, Here, in die vorm van 'n mens, Jesus Christus, God en mens te gelyk, aarde toe gestuur het, Here, om vir ons iets te kom openbaar van wie U is, wat U hart is. Dankie dat ons U in Christus op 'n baie spesifieke manier kon leer ken. O Vader God, gee dat ons altyd sal strewe om te lewe soos U woord sê. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou hierso by Spreuke 28 en ons gaan vandag stil staan hierso by vers 7. 'n verstandige seun of 'n dogter hou hom of haar aan die wet van die Here. As die seun of die dogter maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy of sy skande oor sy pa en sy ma. 'n verstandige seun, verstandige dogter, hou hom of haar aan die wet van die Here. Nou, ons ken tog die wet. Ek het nou die dag weer vir julle na die wet gekyk, hierso in Eksodus 20. Ons het die samevatting van die wet wat ek al vir julle gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan in Johannes 13 vers 34 en 35 herdefinieer dit natuurlik, nee, wanneer hy kom sê, maar julle moet mekaar lief hê soos Jesus julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, omdat so baie mense nie eens hulle self lekker lief het nie. Dis soos jy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy het nie jouself lekker lief nie, gaan jy ook jou naaste lief hê nie. Ja, so Jesus het dit kom herdefinieer. Die feit is, die samevatting van die wet gaan oor daai twee goed. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, al jou krag, en jou naaste soos jouself. Nou, wanneer ek en jy daai goed doen, wanneer ek en jy God lief het, beteken dit dat ek en jy luister na sy woorde. Gaan kyk maar weer in Johannes, né? Jesus sê daar, so hy sê, wanneer jy my woorde ter harte neem, dan jy my lief. Want dit is tog so, as jy nie luister wat iemand sê nie, hoe kan jy vir daai lief wees, né? As jy nie luister vir pappa en mamma nie, en jy doen net wat jy wil, dan, hoe is jou liefde vir hulle? Nee, so, as jy lief is vir iemand, dan probeer jy altyd doen wat daai een vir jou sê, natuurlik binne perke, en nie nonsens nie, nie, jy moet gaan verkeerde goeders doen nie, maar ek en jy verstaan mos nou wat dit is, nee. So, dit is wat die Spreukedigter kom sê, hy kom sê vir ons baie duidelik, hy kom sê vir ons, 'n verstandige seun hou hom aan die wet van die Here, 'n verstandige dogter hou haar aan die wet van die Here. Nou,
As ons die wet lees, dan lees ons hom, dan staan daar vir ons so mooi geskrywe. Hy sê, kom ons kyk nou maar sommer gou hierso na die eerste stukkie. Hy sê jy mag vir jou geen beeld of enige afbeelde maak van die hemel daarbo of die aarde onder of in die water is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my, né? So dit gaan daaroor dat jy moet niks in die plek van God stel nie. Jy moet geen afgod in die plek van God stel nie. Dit mag nie sport wees nie, dit mag nie jou PlayStation wees nie, dit mag nie jou meisie wees nie, dit mag niks wees, mag in die plek van God kom nie, want dan raak dit 'n afgod. Jy moet God lief hê met onverdeelde trou. Maar dit beteken, liewe vriende, en ek gaan julle maar nou die bietjie daarop al hoe meer vir julle sê daarvan, maar daarom is dit belangrik om die Here te kom loof en te kom aanbid. Daarom is dit belangrik dat jy aan 'n selgroep behoort. As ek en jy nie daar is nie, raak ons lou en dan sê die Here op die ouens gee ons uit sy mond uit, hè. Want ek en jy is op die ouene nowhere nie. Jy moet die Here jou God lief hê met 'n onverdeelde trou en dit is wanneer jy die Here loof en aanbid en self, dis 'n deel van geloofsvormende gewoontes waar jy begin leer by mekaar, waar jy mekaar verantwoordelik hou. Ons almal sukkel met goed, né? Maar dit is deel van jou liefde vir God. Dis deel van jou toewyding aan God. Ek sukkel self daarmee en ek bely dit. Ek het al vir julle gesê, dit is nou maklik vir my vir die dagstukkies, kom so 'n stukkie hierso, né? Maar dit is nie waar dit gaan nie. Jy moet 'n gedeelte vat in die Bybel. Miskien moet julle dit vat. Julle kan nou Spreuke vat, dit is baie maklik, maar gaan na die briewe toe, gaan na die evangelies toe. Print vir jou 'n stukkie uit. Hou dit by jou. Gaan dit die volgende maand lank gaan jy dit deur. Sê, Here, wat sê U vir my? Here, wat sê U vir my? So as jy die wet onderhou, beteken dit dat ek en jy die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Dit beteken ons is commit aan die Here. As jy jou naaste lief hê soos jouself, né, dan skop jy vrug van die Gees en dis tog maar waar dit is. Dit's daai 9 eienskappe, né. Dit beteken jy's geduldig met jou naaste. Dit is jou naaste is jou vrou, is jou kinders, is jou pa, is jou ma, né? Julle wat jong mense is. Geduld, getrouheid en goedhartigheid. Julle moet daai goed gaan aanpak. Dit is die goed wanneer jy jou naaste lief hê soos jouself. Daar's vrede teenoor die ander ou en jy of 'n vrou en jy probeer altyd daai vrede nastrewe. Daar's vreugde en daar's vriendelikheid hoe jy hierdie mense hanteer. Daar's 'n nederigheid en selfbeheersing en liefde vat natuurlik alles saam, né? So leef jy jou liefde uit. Ekskuus tog. Teenoor jou naaste. Dis wat hy kom. Hy sê 'n verstandige seun of dogter hou hom aan die wet van die Here. Dis die wet van die Here. En hy word mos nou maar vir ons verder baie mooi hierso uitgepak wat hy sê, hoorie, die Sabbatdag is belangrik by ons. Is dit die eerste dag, is dit die 7de dag, is die opstandingsdag. Dis die Sondag, dit is belangrik. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier wat by jou by die vreemdeling is. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Ek weer 'n bietjie daarna begin kyk, vriende. Ook met die werk. Ek kyk baie keer van julle jong mense ook. Julle werk 7 dae 'n week. Mens kan nie so aangaan nie. Jy moet 'n dag hê waar jy rus. En dan sê hy baie duidelik: eer jou vader en jou moeder. En dit sluit baie mooi aan by hierdie gedeelte, né? Verstandige seun hou hom aan die wet van die Here. En as die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied dit nie, bring hy skande oor sy vader en sy ma, né? So jy moet eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God. Mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie 'n valse getuienis af, mag nie begeer nie. Nie vrou nie, man daar se huis nie, nie slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders nie. Kar, aandeel ons ken al daai goed, né? Moet kom terug. Verstandige seun hou man die wet van die Here. So dit is jou rigsnoer wat jy altyd dan moet kan kyk, né? Die wet red jou nie. Omdat jy dankbaar is as gevolg van die genade van Here Jesus Christus, daarom wil jy die wet voluit uitlewe, né? As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het, bring hy skande oor sy pa. En dit kan ons sien, né? Moenie met verkeerde maats omgaan nie. Bly weg van hulle af. Bly ver weg van hulle af, want jy bring inderdaad skande oor jou pa en oor jou ma.
Tot by my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.